Goeiemôre. Ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Ek het so 5 minute, so ek gaan bitter vinnig hierdie gedagte met jou deel. O, jy sê Kersfees is heidens en ons het geen reg om Kersfees te vier nie. Ons het geen reg om geskenke te gee en goed te doen aan minderbevoorregtes nie. Wat sê die woord van die Here? Het ons nie die reg as Christene om 'n dag in te stel om hierdie dinge te doen en die genade en die verlossing wat ons ontvang het deur die geboorte van ons Saligmaker, ons Heiland, ons Redder en ons Verlosser te vier nie? Eintlik vier ons nie sy verjaarsdag nie. Ons vier die genade wat aan ons as mensekinders bewys is deur die geboorte van 'n Heiland. Ons herdenk dat God mens geword het, onder ons kom woon het, om ons te red en te verlos, te bevry. Ek gaan gou vir julle lees uit Ester 9. Haman verteenwoordig die duiwel. Ek en jy is die Jood wat gedood moet word. En die Jode het as insettinge aangeneem wat hulle begin het om te doen en wat Mordegai aan hulle geskryf het. Wat Haman, die duiwel, die seun van Hammedat, die Argiet, teenstander van al die Jode, ons teenstander die duiwel, het 'n plan beraam teen die Jode om hulle uit te roei. Dis wat die duiwel met my en jou wil doen. Hy wil ons uitroei. Hy wil ons siel doodmaak, die ewige dood laat sterwe. Maar dank die Here Jesus Christus wat ons red en verlos van hierdie bose plan van die duiwel. En die pur, dit is die lot gewerp om hulle te vernietig en hulle uit te roei. Kyk ons na vers 27. Het die Jode vasgestel en as insetting aangeneem vir hulle en hulle nageslag en vir almal wat hulle by hulle wou aansluit, né? Gaan uit en gemaak disippels van alle mense. Sluit aan by die gereddes, die verlostes, die wat omkom het van die ewige dood. Dis net bitter vinnig, want ek het nie baie tyd nie, dis amper tyd dat ek moet begin werk, en my baas gaan nie baie tevrede wees, as ek sy tyd gebruik nie. Kom ons kyk gou wat sê Paulus in Filippense. Ons trek hom op, kom ons begin sommer by vers 13. Sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander, en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue verkry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. Hier kom dit nou. Sommige spreek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg. Luister wat sê hy nou. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Ek en jy word geroep tot die verdediging van die evangelie. Nou, hier is die kruks van die hele storie, hier is die belangrikste. Wat maak dit saak? In elke geval, op allerlei wyse, of dit onderskyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Met vreugde en blydskap. Ons weet die wêreld het hierdie fees van Christus gehijack, daarmee gehardloop en allerlei dinge toegevoeg en bygevoeg. Maar vir jou ook, kind van die Here, het dit 'n spesiale betekenis, want dit is die dag wat die saligheid in die wêreld gekom het. Jou redder, jou verlosser. Jy het die reg om dit te vier. Jy het die reg om dit te deel, om mense na Christus toe te lei en in herinnering te roep alles wat die Here vir jou gedoen het.
en alles wat die Here vir ons nog gaan doen, deur ons die ewige lewe te laat beerwe. So, wie sê ons kan nie Kersfees vier nie? Ons kan, onder die regte gesindheid, uit liefde vir ons Redder, ons Verlosser en ons Heiland, die Here Jesus Christus. Wees geseënd. Amen.